Goeienaand dames en here. Ag sê tog net iets dat ek Nancy, Goeienaand, Nancy. Goeienaand, goeienaand. Hallo. Goeienaand. Goeienaand. dis wat ek soek, daai desperate goeienaand van ek wil op 'n klomp ander plekke wees, maar hier is ek. Uh, Julle is sulke goeie mense. Kom ons gee net nog so 1 of 2 minute. Ek het gesien daar's hier en daar iemand wat laat is en wat benoud is en wat kinders oplaai en my eie hoërskoolkind is vanaand by Prestige byeenkoms, so ek gaan hom 10 uur oplaai. So die van julle wat tot 10 uur moet wag om julle kinders te kry, vir jou kry ek baie jammer, die res sal suffer. Suffer sê ek, suffer. Goed, ek het sopas vir Annelies op die gestuur die refleksievrae van laasweek, net vir die van julle wat dit nou nie in die of neergeskryf het nie, so moenie benoud wees nie, en dan ook hier vanaand se refleksievrae. So dames en here, hulle vra oor die lente. Tussen 1 en 2 bladsye is meer as genoeg. Die bedoeling is nie om uit jou uit te kry 'n opsomming van die gesprek nie. Die bedoeling is dat jy volgens daai riglyne vir refleksie en Annelies kan jy dit vir hulle ook post? Het jy dit? Annelies. O, jy sien sy dodge my. Nee, so ons sal dit vir julle ook post daar. O, sy is nou eers besig om vir die Adrian het dit daarom gedoen. Vir die ouens die Zoom link. Dit is die ou Zoom link wat in die vorige goed is. Ons gaan die hele tyd dieselfde Zoom link gebruik. En so moet nie dit op 'n ander plek gaan soek nie. So dames en here, kyk gou-gou asseblief, julle moet ook dan nou seker maak dat julle daardie wat nou mense het riglyne vir refleksie. O, dis wat ek nou nog laas besig was om te sê. Die riglyne vir refleksie help jou om deur 'n proses te beweeg van wat het ek vanaand gehoor? Wat het ek nie geweet nie en of hoe het ek my tekortkominge identifiseer? Wat nuut het ek geleer? Hoe verander dit my huidige persepsie? En dan hoe gaan ek dit in my bediening toepas of jy weet, hoe gaan ek toelaat dat dit vorming binne in my teweegbring? So daai refleksieritme is eintlik die belangrike ding. Die 2 vrae help jou nou so 'n bietjie as jy sukkel, maar as jy nou nie regtig presies daai 2 vrae nie, maar jy praat eerder oor wat dit vir jou gedoen het en hoe dit jou totaal en al verhelder het of aan die dink gemaak het, dan is dit fantasties. Dan is dit presies wat dit moes gedoen het. So dit is waarmee ons besig is. Julle het gesien dat julle daarom nou klaar is met die eerste een en ons is vandag by wees sagkens of sagmoedig. Wees sagkens met die mense rondom jou. En ons gaan dan nou so 'n bietjie daar lees. Samuel Wells, ek het gesien julle het almal of die Dodgy boek is onder julle versprei. Die Christene het die Pirates omarm, kom ons noem dit maar uitreik of ek weet nie wat nie. Jy kan dit seker 'n bietjie sit as 'n diens van barmhartigheid as jy moet, maar okay, nietemin julle het die boek en ek hoop dat julle sal agterkom dat daar 'n boek is wat mens nogal met jou kan saamdra en van tyd tot tyd regtig die moeite werd is om bietjie self te gaan indelf en te sien wat in staan en hoe dit ons help om bietjie oor onsself te dink. Vanaand gaan ons hoofstuk 3 en 4 doen. Hoofstuk 3 is kort en 4 ek sou graag met julle hoofstuk 2 beter wou deurgesels, maar jy's heel goed genoeg om dit te kan lees en net seker te gemaak het dat dit wat jy sien dat jy dit wat jy het dat jy dit kan verstaan. So natuurlik Annelies, ek weet jy sal nie self die PDF van die boek gaan haal nie. Iemand moes dit vir jou gestuur het. Natuurlik. Hoor hierso dames en here, Annelies, sal jy asseblief het jy nog daai refleksie hoe om te reflekteer. As jy dit nie het nie, laat my weet, dan sit ek dit net weer vir jou op, dan kan jy dit weer op die groepe versprei. Nou ja, dames en here, Ek sal dit opsit. ag, jy's fantasties.
Dit lyk asof ons naby die getal is wat ons laas keer was. So ek gaan vir ons bid en dan gaan ons wegval met Samuel Wells se ja, sy hoofstuk oor moenie te groot wees vir jou eie skoene nie. Dis eintlik die common vertaling van hoofstuk 3. Maar kom ons bid saam. Here, verskriklik dankie dat ons weer die voorreg het om te ontmoet. En alhoewel ons nie in persoon kan sit en kuier nie, is dit 'n vreugde om te weet, Here, dat reg oor hierdie land is ons met mekaar een. En ons beleef iets van die liggaam. Ons beleef iets van saamvorm en saam toelaat, Here, dat ons dieselfde stem kan deel. En dit is 'n ongelooflike voorreg. En ek wil vir u vra, Here, help ons om dit te beskerm. Help ons om dit nie net sommer as vanselfsprekend te aanvaar nie, maar te weet dat ons op hierdie stadium eintlik lieks besig is met opleiding en vorming en min ander die voorreg het tot dieselfde. Begelei ons met u wysheid en die insig wat u ook deur Samuel vir ons gegee het, sodat ons daarin kan leer hoe om die regte verhouding met u en met die skepping en met onsself te leef. Amen. Goed, dames en here, ek wil sommer so een of twee van julle kans gee om vir my te sê, wat onthou jy van 2 weke terug, of as jy nou weer moet terugdink, watter ding het met jou geworstel? Met watter ding het jy geloop en stoei? Dalk net een slapelose nag, dalk baie slapelose nagte, maar watter van daardie goed wat ons so 2 weke terug vir mekaar gesê het jou dalk bietjie besig gehou? Net so een of twee man, dat ons net weer bietjie hoor, hoe het daardie inslag gevind in julle lewe, of het jy ten minste aan die ding gehad? Onthou die slegte ding, my sonde is, jou naam is op die skerm. So as jy nie op 'n stadium as daar niemand praat nie, dan begin ek so pick and choose van die wat voor my is, jy weet. Dr. Wikus, Koenie, as ek nee, begin. jy kan, ja, Graham, jy kan begin. So ek gaan vir jou kans gee, en dan gaan ek vir Koenie sorry. kans gee, en vir Janine, dit love it. Ek Graham, het die hand het jy opsteek proses oorgeslaan, sorry. nee, ons genade vir jou, moenie worry nie. Ja, ek dink vir my die hele afhanklikheidskwessie bly vir my deurgaanse 'n realiteit. Daar het onlangs ietsie kom ons sê in ons gemeenskap baie tragies plaasgevind en toe het ek nou 'n gesprek of wat met mense gehad en daai hele proses, daai besef van die dood het mense nogal getref en dit het baie naby aan hulle gekom. En toe sluit dit nou baie duidelik aan by die hele ding van ons het die voorreg om te kan bestaan, ons het die voorreg om te kan lewe en net te kan wees en 'n baie belangrike deel van die gesprekke wanneer dit by die dood kom is om te besef dat daar moet ons nie probeer reik na essensie toe nie. So ek dink dit het baie mooi daarso ingesluit. Ja. Graham, dankie. Dames en here, dit is die hele punt, nê, is dat hierdie goed wat julle besig is om te deel en wat ons met mekaar hier doen, dat dit dadelik vir jou praktykswaarde kan hê. Die vertaling van dit in so 'n gesprek, en Graham, is fabulous. So dankie. Ek dink ook daar is baie mooi stukke healing wat binne in hierdie ou se goed vervat is. Thank you very much. Koenie, ons luister vir jou. Ja, Johannes, ek het iets wat my baie laat dink het, is dat jy gesê het verlede week dat ons bestaan nie maar net omdat iemand besluit het nie. Dis deur God dat ons bestaan. En toe jy dit so mooi gestel om te sê, maar gaan kyk na jou kinders. As jy na jou kind kyk, dan sê jy maar jou kind is so omdat God hom so wou gehad het. Weet jy, nou wil ek nou so 'n bietjie verder gaan en sê, my gay kind, hy is mos so omdat God hom so wou gehad het. Hy is mos nie, dis mos die afleiding wat ek maak, en dit is, en hoekom sukkel ons dan so om dit te aanvaar? Nee, Koenie, ek dink ons Ek dink die hele tyd daaroor weer. Nee, en dankie, en dit is presies waarin hierdie moeilike of hierdie goed moet ons in daai moeilike gesprekke inlei. Ons moet nie maklike antwoorde gee nie, ons moet nie mense sommer net afskryf nie, en ons gaan vanaand verder dit sin. So dankie dat jy bereid is om 'n bietjie van daai broosheid hier neer te sit om te sê, maar dit beteken ek stoei met daai goed ook oor my kinders en waar hulle plek is en hoe
die Here dan omgegaan het met daardie stuk skepping. So dankie Koenie vir daai stuk van jou hart wat jy vir ons oopmaak. Ek waardeer dit. Janine, Goeienaand almal. Ek gaan nie baie lank praat nie, maar ja, dis net vir my daai herinnering dat God is natuurlik 'n essensie en ons bestaan het. Ek dink dit is regtig net baie belangrik om te onthou. En dan ook net dankbaarheid om elke dag net dankbaar te wees dat ons die voorreg het om so 'n wonderlike God te dien, om die God te dien wat die hele aarde en die skepping gemaak het. Ek dink regtig dit is die grootste eer. En ook om hom nie net oppervlakkig te ken nie, maar regtig om 'n persoonlike verhouding ook met hom te hê. Ja, dit is definitief wat vir my baie uitgestaan het. dankie. Dames en here, julle moet toelaat dat hierdie goed met julle wese woel, presies soos hierdie 3 nou gesê het, want is in daai gedeelte wat ander goed ook begin loskom. Wat ander gesprekke en ander situasies ook begin loskom. So ek wil vir julle sê baie dankie, dat julle die moed het. Nou, ons gaan vanaand so 'n bietjie uit hoofstuk 3 en hoofstuk 4. Hoofstuk 3 is bietjie kort. Gaan ons gesels en ons gaan kyk dat hy op 'n stadium begin en dan gesels oor wees jou eie grootte. Nou, dit is interessant dat hy vinnig beweeg na 'n plek toe waar hy net wil hê ons moet 'n oomblik vat en reflekteer op wie ons is, sodat ons net vroeg in die gesprek ons plek kan kry. Want die mens het die geneigtheid, as ons nou 'n bietjie oor essensie en nie essensie, as ons nie daar dink nie, dan is ons vinnig op die geneigtheid om ons eie wêreld te konstrueer en te dink dis die belangrike, dis die alfa en omega. Dit wat ek verstaan, dit wat ek op die ou einde van die dag projekteer as waarheid, dis die enigste ding wat daar is. En dis dan wanneer hy kom en hy sê nee, wow. Die mense soeke na sin en betekenis maak dat ons allerlei goed saamgroepeer wat vir ons verstaanbaar is, wat vir ons hanteerbaar is, en die soeke na sin en betekenis is 'n soeke na sin en betekenis in verhouding met die aarde, met ander mense en hoe die lewe dan nou daar uitsien. En hierdie stoei wat ons heeltyd het, hierdie soeke na sin en betekenis, maak dat ons op die ou einde van die dag moet erken ons nie die volle antwoord het nie. En daar kom die moeilikheid in, want die oomblik wanneer ons erken dat ons nie die antwoord het nie, is die magteloosheid partykeer so groot dat ons dadelik gryp na ander dinge en ander mense en na ander opinies, selfs net na ons eie beheer. Want om te erken dat jy nie jou eie sin en betekenis kan vaslê en beheer van jou lot is nie, is seker een van die grootste stukke bedreiging wat ons sien wat die mense ervaar buite in die wêreld, ag in die kerk ook maar, en dan begin om hulle eie koninkryke te skep. En dit is die ding wat Samuel Wells baie mooi wil hê ons moet verstaan, hoekom ons nie in staat is en veronderstel is om ons eie koninkryke te skep nie, en behalwe net dat ons God moet dien en nie onsself nie, sit hy ons bietjie in perspektief teenoor die heelal en dan oor die mikroskopiese skepping. So wanneer hy hierdie twee uiterstes gebruik, en ons gaan nou nie by daai uiterstes stil staan nie, maar hy gebruik daai uiterstes om ons bietjie te laat verstaan, ons is afhanklik van soveel ander dinge, dat as ons wil probeer om net sin en betekenis af te lei uit wat ons kan beheer en verstaan, dan het ons klaar die stryd verloor. So in daai eerste stuk sê hy, ons soek na sin en betekenis, ons begeerte om die verband te verstaan tussen die aarde en die lewe en ons eie bestaan dryf die mens tot by die punt waar ons nou moet erken, ons kan nie. Maar hier is ons moeilikheid, hierdie onvermoë lei tot die skep van ons eie vermaak, wat slegs sekere mense insluit, net sekere dinge behels, ag net wat self verstaan kan word, soek alleen dit wat beheer kan word en bedink slegs dit wat menslike dimensies kan aanneem. En wanneer jy daardie gedeelte sit, moet ons nogal krities vir onsself vra, maar konstrueer ons nie ook partykeer die kerk en ons godsbegrip ook so nie.
Dis maklik om na die buitekant toe te kyk en vir die wêreld buite te sê, hey, kyk waarmee is julle besig. Maar dames en here, ek dink ons kom baie naby aan hierdie soeke na sin en betekenis en dan doen ons dit net met religieuse goed, religieuse artefakte. En ons is nie op 'n ander plek as mense wat dit noodwendig doen met geld, wat dit doen met mag, wat dit doen met besittings. Want as jy daai bietjie verder gaan vertaal, dan sal jy sien dat ons baie keer nogal, my kerk is meer reg as jou kerk. My leerstelling is beter as jou leerstelling. My dogma is meer suiwer as jou dogma. En ons kan met mekaar so te kere gaan asof ons alles kan verstaan. Nou ek sê glad nie hiermee laat God se water oor God se akker loop, almal glo wat hulle wil en so aan nie, maar ek sê wel dat ons partykeer nuances so verhef dat ons op die ou einde van die dag presies dit doen wat hier staan. Ons bedink slegs die dinge wat vir ons sin maak. Ons kan alleen met die sake omgaan wat ons tevrede stel en wat ons nie bedreig nie. En Samuel Wells sê dan, as ons enigsins in 'n lewe wil leef waar ons in nederigheid teenoor God staan, dan moet ons begin by die plek waar ons sê, ons sal nooit die vermoë hê om volledig te kan begryp wat ons nie weet nie. Ons sal nooit die volledigheid kan begryp van dit wat ons wel tog kan begin verstaan nie. En daarom moet ons op 'n plek kom waar ons erken God wat die gans andere is, behoort ons in te nooi in stukke gans anderheid en ons behoort dit te kan ontvang en te kan ontdek en daarmee te kan handel. En dit is 'n groot uitdaging want die wêreld van suspisie maak dat hierdie manier van bestaan ons verskriklik bedreig en baie vinnig laat voel dat ons minderwaardig is teenoor die wêreld wat alles weet. Maar ons is tog vanaand by mekaar omdat ons op 'n sekere manier kyk na godsdiens en die wetenskap en vir mekaar sê, ons dink dit is net verantwoordelik om vrae te vra. Dit is verantwoordelik om te besin. Natuurlik is daar goeie begeleiding en parameters wat ons moet in gedagte hou, maar ons kan nie God so afgrens deur te sê ons het alles en jy moet net by ons dit kom ontdek nie. So die enigste manier om van hierdie illusie ontslae te raak, is hierdie illusie dat ons alles kan ken, is om die leuen van die permanensie te laat vaar. En daai permanensie gaan nogal oor ons eie. En dat ons eie permanensie so ongelooflik belangrik is. En dat ons eie rol en ons eie plek wat ons in hierdie lewe het, amper ongeken groot is. En hier moet ons bietjie onsself uitvind, en ek het vandag weer met die eerstejaars, Graham sal weet, as ek die eerstejaars studente sien, dan kuier ek so bietjie met hulle, en ons het bietjie gaan eet op julle kollekte, baie dankie, dit is lekker, nee, en dan sit ons so en praat, en baie van die mense wat kom en dan nou vertel oor hulle roeping, dan is deel daarvan, maar weet ek wil 'n verskil maak. En Samuel Wells kom nogal by die gedeelte waar hy sê, mens moet daai ding van ek wil 'n verskil maak baie noukeurig gaan ondersoek, want partykeer kom dit nogal uit plek uit van hubris en narcissisme. Want dit gaan oor die verskil wat ek wil maak. Dit gaan oor die regstel van die koninkryk wat ek wil bring. Dit gaan oor die kerk wat gegroei moet word op my manier. En daarom is dit nogal een van die goed wanneer ons hierdie ding van wees jou eie grootte of ontdek jou eie grootte, ons moet bereid wees dat ons dalk ontnigter word oor ons agenda wat ons nie eers geweet het daar is nie. En daai agenda is nie daar omdat jy malicious is, kwaadwillig is. Maar daai agenda is baie keer daar omdat ons as mens sukkel om verby die punt van ons eie permanensie te kom. Want ek soek 'n legacy,
ek wil iets doen vir die kerk, want hoekom is permanensie vir ons so belangrik? Want dit gaan dikwels vir die mens oor die resultaat van dit wat gedoen word. So hoe beter die resultaat is, hoe beter die permanensie, hoe beter die storie en hoe beter my wil en my doel. Dawie, kom ek hoor by jou, wat sê jy? Wil jou nie onderbreek nie. Ek wil net ietsiekie sê uit my eie ervaring uit. Oor die afgelope 2 amper 3 jaar, net voordat ek gaan preek of ja, as ek gaan preek, het die woorde van Psalm 19 my half altyd, dit was my laaste gedagte net voordat ek voorgegaan het van Psalm 19 vers 15 wat sê, mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir U aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. En seker so 2-3 maande terug het dit my een oggend soos 'n muur teen die gesig gestamp om vir my te sê, maar mag my gedagtes nie myne wees nie. Mag my woorde nie myne wees nie. En ja, dis net daai van dit het niks met my uit te waai. Hoorie, ja, Dawie, dankie, nee, want ek bedoel, dis nou die woorde van die psalm mag my gedagtes, maar ewe skielik kom mens partykeer net agter daai my gedagtes gaan toe nogal oor my wil, en gaan toe nogal oor baie meer ek ding as wat dit gaan oor, maar die gedagtes wat ek het is godgerigte gedagtes. So dankie daarvoor, so moet ons mekaar maar help, laat ons kan bely hoe ons uitgevang word, en daar skryf Samuel die volgende ding, hy sê, om regtig by die essensie van iets uit te kom, of om te bepaal of iets goed is, kan ons definitief nie werk met daai ding se permanensie of sy nodige effek nie, want julle weet self dat daar is goed wat ons heilig oortuig van goed is, en 2 dekades later ongelooflik hard werk om te werk. So ons eie verstaan van wat goed is nie eers so, jy weet, so deurslaggewend en so permanent nie. So ons moet 'n ander manier kry om agter te kom, okay, maar hoe onderskei ons tussen dit wat goed is en dit wat dalk in ons eie lewe iets is wat ons self wil sien gebeur. Nou ek het al baie keer, as ek so met my kar ry, dan ry ek so 1 uur en 'n half Pretoria toe, dan kan ek vir myself nogal in sulke optogte indink, en dan ewe skielik staan ek daar op my bakkie se dak en ek sê iets profounds, en jy weet, ek is die hero van kampus, net om na die tyd vir myself te sê, dit gaan juis nie gebeur nie, want jy is alweer die hero van kampus. So, hierdie goed speel nogal uit in ons alledaagse manier somme van omgaan met ons kinders. Jy weet, ons wil die heroes wees van ons kinders, ons wil die laaste agente wees van daai ouens, terwyl dit iets is wat ons moet help, hulle mee moet help om te rig na wat God. So wat sê Samuel? Hy sê, wysheid lê in die besef dat aksies evalueer moet word, nie aan die hand van impak nie, maar aan die intrinsieke waarde en of die aksie die teken dra van 'n gesonder gees, wat die boodskap van 'n gesonder gemeenskap dra. So hy sê, op die ou einde van die dag, en dit is ons oproep tot kontrakulturele getuienis, want baie keer gaan ons aksie nie op daardie oomblik in die permanensie noodwendig die wonderlike effek hê van wat ons wil hê dit moet doen nie. Maar dis nie die punt nie. Die punt is nie of daai ding die gewenste uitwerking gaan hê nie. Die punt is of dit vanuit die regte gees uitkom en besig is om heelheid nader aan mekaar te bring, al is die effek daarvan op hierdie stadium ongemak en ongewildheid. Want dink bietjie, as jy moet preek net dit wat mense van hou, want jy wil Sondag hê, daar moet 'n goeie vibe wees. Maar dan gaan jy net dit wat in die wêreld gebeur rondom jou verkoop. Die intrinsieke waarde in hierdie ding lê die gesonde gees, wat die boodskap van 'n gesonde samelewing dra. Dan is iets goed.
Ek wil eintlik so tussenin vir julle hê of vir julle vra dat julle verder ook bietjie moet dink oor die hele gedagte van wat is dit om 'n goeie mens te wees? Baie keer dan as jy vir ouens vra wat is dit om 'n Christen te wees, dan sê hulle nee, is goeie mense. Nou julle, ek dink nie die Here het ons geroep om goeie mense te word nie. Hy het ons geroep om koninkryksmense te word waarvan die effek ook goed is. Maar ons is meer as dit. Ons is lojaal en ons is oortuig en ons staan op sekere beginsels. Ons dien nie die common good wat die mensdom so gemaklik en so gerieflik as moontlik laat voel nie. Ons dien 'n Here wie se koninkryk die herstel van die gemeenskap dra en ons bring daai boodskap al is dit op hierdie stadium dalk nie iets wat deur die omgewing ontvang word nie. So ons is nie groter as die boodskap nie. Ons is nie meer permanent as die koninkryk waarin ons besig is nie. Ons is nie die mense wat die verskil bring nie, dit is die Heilige Gees. Maar Malanel het 'n baie mooi boekie geskryf waarin hy geskryf het ek is die verskil net om te sê dat God kies om deur die mens te werk. En jy daarom ook 'n aandeel het in hoe dit lyk, waar dit tuiskom en wie dit hoor. So jy is nie 'n nulfaktor nie. Moet asseblief nie dit dink nie. Jy is nie 'n nulfaktor nie. Jy het nodig om te verstaan dat jy tog daarin deel het, maar jy moet jou size ken. Jy moet nie te groot wees vir jou skoene nie. So, wat sê hy verder oor daai gedeelte? Wie is ons eintlik? Hy sê wel jy moet bietjie met jouself, as jy oor jouself dink, moet jy aan jouself dink in verhouding tot en besef dat alles wat rondom jou bestaan baie ouer is as jy. Baie verder al kom as jy. En daarom is die mensdom 'n junior spanmaat van 'n span wat die mensdom nie eers besef hulle tot behoort nie. Ek en jy behoort tot die span van die skepping, dames en here. Ons behoort tot die span van die koninkryk, 'n koninkryk wat aan die Here eer bring van die mees mikroskopiese tot die grootste wat daar is. Ek en jy is nêrens besig om as individu of as mensdom op ons eie hierin te funksioneer nie. En as ons besef hoe jonk ons in hierdie hele storie is, die hemelruim wat al lankal aan die Here eer bring en sy groot en sy mag wys en die kleinste bakterie wat besig is om sy werk te doen, dan begin daar in my en jou 'n stuk nederigheid ontwikkel. Dat ons super interafhanklik leef en dat ons nie die shots kom nie. Want as jy weer sien, is my en jou tydjie hier op die aarde verby. Dan is my en jou tyd in ons kinders se lewe verby, in die land verby, in die politieke dispensasie verby. En daarom is ons grootte ook daaraan beperk. Ons lewe rus in 'n ekologie waarvan ons lewe nie lank genoeg is om alles daar rondom te leer nie. Ons het nie eers genoeg tyd om hierdie ekologie na regte te waardeer en dank nie. So die stelsel waarin jy gekom het, waarin God jou geskep het en neergeskep het, gaan ek en jy in 'n leeftyd nie eers ons koppe rondom dit kry nie. Hoe wil ons nog ons koppe rondom al die res kry en onsself as koning dan nou nog ook kroon binne in hierdie storie? Ons word omring deur 'n briljante en amper onbegrensde orkes, maar ons dring daarop aan om alleen te speel. Hoekom? Die Here sit ons tussen hierdie medemense, medeskepping, wetenskap, al hierdie goed neer en wil ons eintlik die geleentheid gee om hierdie crescendo te beleef van wat hy gemaak het en ons kyk of ons met die backflytjie op ons eie aan kan gaan. Duidelik word ek en jy uitgenooi om al hoe meer, al hoe verder onsself te bedink in 'n interafhanklikheid, in 'n verweefdheid, in 'n tapisserie van die kosmos. En daarom kan niks wat
ekologies van toepassing is, kan ons ooit sê het met ons niks te doen nie. Ons kan dit nooit sê nie. Ons kan nooit sê dat iemand anders of iets anders het niks met ons te doen nie. Want dan is ons besig om daardie verhoudings af te grens. Kan ons aan iets of aan alles iets doen? Nee, ons kan nie. Maar dit is nog steeds belangrik om te verstaan hoe ons in verhouding daarmee is. Ons vergeet wie ons is wanneer ons onsself isoleer. En hoeveel dit saak maak dat ons weet watter grootte ons is. Want wanneer ons vergeet watter grootte ons is, vergeet ons waar ons speel, vergeet ons waar ons verantwoordelikhede ontvang het, vergeet ons waartoe die Here ons opgeroep het en waarmee ons moet bemoei, en is ons eintlik binne in hierdie ekologiese grootheid misplaas. So Samuel Wells wil met hierdie hoofstuk ons help om onsself nie te verneder nie gering te ag nie, maar presies te weet hoe dinge daar uitsien dat ons die volheid van wat God vir ons gegee het wel kan inneem. Natuurlik is ons die kroon van die skepping, maar ons is nie die begin of die einde van die skepping. Daar is God baie verder aan die werk. So ken jou eie grootte, help vir my en vir jou om net so 'n bietjie oor onsself te kom, né? En vir onsself te sê, weet jy wat? Die sukses van die koninkryk hang toe gelukkig nie van my af. En daarom kan ek nou met meer vrymoedigheid gaan bedien. Die sukses van hierdie aksie lê tog nie binne in my spiritualiteit gegrond nie, en kan ek self ook daaruit bedien word. Die grootte van die kerk en die vordering van waarmee hy besig is, natuurlik moet ek en jy voluit daarin deelneem. Maar dis nie ons of vanuit ons wat daar iets voorkom nie. Ons is nie die rede vir die vrug wat daaruit gelewer word. En dames en here, dit is die grootste bevryding wat God vir ons kan gee. Nog, ek dink groter bevryding as van die bose, of dalk is dit baie boos hierdie, maar hierdie ding dat dit hang van my af dat iets suksesvol is. Dit hang van my af dat daar vrug daaruit voortkom. Die Here mag die Here elke een in bediening van daardie leen bevry. Okay, so kom ons gaan nou eers terug. Ek wil eers net daar stop. Dit is hoofstuk 3. So gee vir my gou-gou so vinnig. Hoofstuk 3 was maar 'n kort hoofstuk. So een of twee van julle se wow, dit het my net laat dink, of dit het my nou verras, of eers ek het dit nog nooit so bedink of gehoor nie. So ek weer so 3 of 4 ouens. Wat het jy nou gehoor? Wat het Samuel dalk in jou losgemaak? JP, jy is ook eerste op my skerm, so jy is welkom. Daar sê dankie. Ek dink dit 'n ou moet besef dat jy's daai goudvis hier in hierdie groter dammetjie. Jy is nie die vis nie, want daar's altyd iemand groter as wat jy is. En ek sê ook vir almal, vir iemand, ek is nie die geleerdste nie, ek is nie die mooiste nie, maar weet jy wat, ek het 'n hart en ek wandel. Ons gemeente is besig met 'n wandelreeks, die oerroeping. Wat het God jou geroep? Hy het jou sy asem in jou geblaas, in nie om jou 'n god te maak nie, maar 'n skepsel te maak, en jy wandel met hom waar jy gaan, en hierdie hele prentjie waar jy inpas en waar ek is, en moet jy partymal net so 'n bietjie terug staan uit die lig uit, want as jy uit die lig uit is, kan jy sien wat voor jou skyn. En ek dink hierdie het nou net vir my kom onderstreep presies daai in plaas van tunnelvisie, wye visie kry om te sê ek is deel van, ek is nie, ek is deel van. Dankie. Ek hou van die goue vis metafoor nou nog my hele lewe lank. Nie oor die visie wat klein is nie, maar dat jy onthou jy bly goud.
Dit gaan nie oor die grootte nie. Onthou nou, ons het nou gesê, dit gaan nie oor die effek nie, dit gaan oor daai intrinsieke waarde. Jy bly goud. Maar jou size is jou size, jy kan nie 'n groter visie wees nie. En daar neem jy dit op. JP, baie dankie. Yes, Ernie! As hy, goeienaand, hoe gaan dit? Goed, hè, jy? Goeienaand. Goed. Ja, so kan ek dan half reg sê, as jy dan, kyk, ek weet daar's 'n ding van, jy moet jouself nie as min af nie, maar as jou hele lewe deurgaan oor jy's die ou wat altyd aan die een kant gesit word, is dit dalk nie ook deel van daai prinsip dat jy half op die regte pad dan is. Dat dit ook deel van die vorming is van, maar ek besef dat, want as jy dan deur dinge gaan, en ek vat maar nou soos Josef, ek meen alles het teen hom gegaan. Hier kom hy, ek kry 'n wonderlike droom, ek meen hy het nie gevra vir die droom nie, en hier gooi sy broers hom amper dood, omdat hy nou 'n droom gehad het. En come on, please, is sy droom. En dan gaan hy na die vader toe, sy huis toe, en hy kry 'n kwaai job, en dan hier gebeur dinge met die vrou, en dan moet hy hardloop, en dan word hy sommer in die tronk gegooi. En na 22 jaar besef hy eers, maar dit was om sy broers te help. Is nie daai moeilike stadium van die begin van jou lewe, wat jy nie jouself kan ontdek in iets, meer 'n roeping om nader aan God te wees, as wat jy presies weet. Ek meen, sekere ouens het net daai, ek is 'n wat ook al, 'n ambagsman of wat ook al, en dit gaan net goed met hom in daai rigting. As hy buite dit beweeg, kyk, dis crash, maar as hy daarin is dit great. Maar daar's sommige mense wat net shit, jy 2 jaar wat jy wonderlik werk, en in volgende oomblik jy's anders. Daar's niks fout nie, maar jy's anders. Nou, Ernie, kom ek sê vir jou, as ek so luister na jou, dan is dit definitief resoneer iets van my met jou om te sê, as ons koninkryksburgers bly, dan gaan ons in sekere areas van ons lewe gaan ons uitstaan, en ons gaan die seer oog wees, en die mense gaan ons nie daar wil hê nie, en veral ouens met mag kan ons uitwerk, en dit gebeur. 'n tweede ding wat ek vir julle wil sê is, saam met Josef en sy boeties, en nou, ons moet nou nie praat oor etiek, hoe ver dit is of nie, maar as Josef deur daai moes gaan, sodat sy boeties die Here kon leer ken, of kon leef, hulle het klaar die Here geken, maar was dit dan nie okay nie? Want op die ou einde van die dag, het dit gekom tot 'n stuk genade en redding. Nou, dis baie moeilik om so oor dit te praat, want dan beteken dit, ek maak iemand se lyding af, en dis nie wat ek wil doen nie, maar weet, dis okay as ek partykeer bietjie ly, sodat iemand anders voordeel kan hê. Jy weet, dit is okay dat ek bietjie nie soveel takeaways eet nie, sodat iemand anders kos op hulle tafel kan hê. Dis okay, want lyding is nie verkeerd of sleg nie. Ek dink ons as gelowiges het die voorreg dat ons lyding kan opneem, en daarmee verskriklik baie kan vermag. Maar ons sien dit soos die wêreld dit sien, iets wat ons moet wegkry en 'n aversie in hê. Ek dink dis eintlik een van ons special powers, wat ons te min gebruik om die wêreld mee te bedien. So, Ernie, ja, dit is, as jy jou grootte ken, gaan mens partykeer daaraan lei, en wat dan nou mooi is, dat mens dan kan sien jy's op die regte plek, om na die wêreld mense nie wil hê nie. Jeanette, kom ons hoor by jou. Dankie, Wikus. Ja, ek moet sê, hierdie wat jy nou van gepraat het, lê my nogal na in die hart. So ek gaan nou maar 'n stukkie van myself blootstel, veral toe jy gepraat het oor die jou soeke na sin en betekenis. Ek bedoel, vir amper, kom ons sê 50 jaar van my lewe het ek gesoek na my sin. Hoekom, wat is my sin in die wêreld? Want ek het my so vergelyk met ander mense, en op die ou end, ek het nie my eie koninkryk
eintlik geskep nie, maar ek het amper in 'n illusie gelewe van wat die wêreld is. So wat my op verkeerde paaie en afdraai paaie gevat het. So die dag toe ek besef het waar my identiteit lê, laat dit in die Here lê, dit is wie ek is. En ek kan nou terugkyk, dan kan ek ook sien, maar dit was ook die tyd wat hy my voorberei het, sodat ek kan sien dat ek is in die wêreld, maar ek is nie van die wêreld nie, en dat jy weet dat daar 'n groter doel vir hom is, en dit kom ook terug van wat Koenie ook gesê het, so hy het my met 'n doel geskape. So hierdie van sin en betekenis in soek. Ja, partykeer soek 'n mens jou hele lewe lank, maar gemeet aan die wêreldse standaarde aan wat mense sê, dat jy op die ou end amper die groter doel heeltemal mis om net om tot rus te kom by God en dan saam met hom die pad te stap, en dan kan jy ook agterkom, maar hy het 'n roeping op jou lewe. So ek wou dit net graag gedeel het. Ek love it, baie dankie. Donovan, jy moenie nou jou hand laat sak nie, ek gaan jou nou vra, ek het jou gesien, jy het nie skuilie weggaan nie. Janine, kom ons hoor by jou. Ja, so wat net vir my baie uitgestaan het was, ons het nie die volle antwoorde nie, maar en dan voel mense nogal magteloos, maar ek dink dit is presies, ons moet nie die volle antwoorde hê nie. Ons jammer as julle die Adidas hoor in die agtergrond. Maar ons moet nie die volle antwoorde hê nie, en dit is presies dieselfde daai van jy weet, ons verstaan ook nie heeltemal wat die Here se plan is nie, maar dit is ook, ons moet dit nie verstaan nie. Dit is daai om net daai vertroue te hê in die Here, dat hy het 'n spesifieke wil vir jou lewe, en hy het 'n spesifieke plan vir jou lewe. En ek dink dit is net iets wat baie belangrik is om net dit te onthou, en ek dink dit het regtig vir my baie uitgestaan. So ja, baie dankie. Dankie. Nee, definitief. As jy jou size ken, dan weet jy moet afhanklik wees en dit bring mens by die Here. Dion. Hallo, goeienaand. Ek wil net aansluit by Jeanette. Ek dink wanneer 'n mens daai jou identiteit begin vind, as 'n mens tot bekering kom en inkeer gekom het in Jesus Christus, kry jy daai volle vervulling. En een ding wat my altyd bybel is wanneer ek bietjie sin maak en voel ek het vaste grond onder my voete, is wanneer ek net myself is en besef, weet ek wil amper sê, as ons mense tot bekering kom, dan you start imitating Jesus. Jy leef meer op 'n goddelike manier, maar is daai deelname, dat participation, en he's participating in his ding is, en ek wil dit amper sê, mens, Johannes het nie, ek dink Johannes was verwys na die liefling, as ek dit reg het, na die liefling disipel van Jesus, maar hy het nie wonderwerke gedoen nie, maar hy het slegs die pad aangewys. En hy wil so graag hierdie deel met 'n ander, maar ek het gisterand in 'n kerkraadsvergadering gesit, en toe besef ek net hierdie metafoor wat opkom van 'n sokkerspan. Jy kry daai wat die hele tyd net goalie is, en dan kry jy daai wat hier in die binnekant van die skram, of in die binnekant, maar dan kry jy ook die ouens wat partykeer oor entoesiasme is soos ek, en elke ou wil stop en tot bekering lei, of vertel wat Jesus vir my gedoen het, en nog steeds doen, gaan doen, en dat hy al my sondes vergewe, my lewe verander, en dat ek vrede het. Jy weet, so, ek dink ons almal het 'n ander deel in hierdie ding is, en dis maar wat ek nou wil deel met julle. Dankie. Baie dankie. Nee, baie dankie. Dit is lekker om sulke beelde wat na mense toe kom, is wat jy gebruik om op die ou ende van die dag dit oop te breek, ook vir mense rondom jou. So, baie dankie. Anneliese gaan nou vir jou kans gee, dat ek net gehoor, Donovan, wil jy nou niks meer sê vir my nie? Ek sal ietsie sê. As hy. Weet jy, ek het nou net so gesit en in my kop hardloop, en ek hoor nou weer, dit was 'n JP wat gepraat het van daai goue vis. Ja. Weet jy nie, en ek luister en ek dink aan daai movie Finding Nemo. Ja. En the Deep Blue. En ek dink op myself, weet jy, soms is ons hierdie vis in hierdie onbekende wêreld op soek na plekke. En ek dink toe by myself, weet jy, en ons is so in dieselfde bootjie waar ons in hierdie onbekende reise saam met die Here op soek nog meer van hom en met hom. En hierdie visietjie wat nou swem, verteenwoordig myself, en ek is op soek ook na nog 'n visietjie om saam met my te swem met hierdie pad op pad na God toe. En want jy weet, hoe meer visse saam swem as 'n skool vorm,
doen hulle dit ook nog vir beskerming en jy sal sien as 'n vis swem in 'n skool, beweeg hulle almal in dieselfde rigting. Hulle gaan almal saam links, hulle gaan almal saam regs. En ek dink dit is soms hoe ons mekaar moet help in hierdie wêreld om saam rigting te loop na die onbekende pad toe, maar saam in geloof en vertroue op die Here. En dis die beeld dis wat ek hierdie beeld toe nou net gekry het en toe ek wil dit so graag met julle net deel en toe hierdie movie Finding Nemo opkom en hierdie klein visse en jy weet daar's daai groot haie wat ons daagliks probeer aanvat en ons geloof verwoes en dan kom ons net agter luister ons is deel van hierdie groter prentjie. Ons is deel van God se skepping. En wat so lekker is dat ons kan onsself vergesel met die Here want hy weet presies wat in ons binneste aangaan. Presies. Nee, presies en as ek so na jou foto kyk, lyk dit asof jy nog 3 mense daar het wat lekker saam met jou journey. By familie. Ja. Ja. Kyk net, ek sit maar die kamera net hier aan. Sy, nou kan jy my seker sien, sy. Maar dis okay. Dit is lekker om sommer so te sien en 'n bietjie van mekaar se te gaan inloer en sê, "Yes, daar's nog mense wat saam met wie jy journey en keep it alive for them." Ja, dankie. Definitief. Ja, love it. Annelies, en dan gaan ons verder. Ja, ek wil 2 dinge sê. Ek eers my hand laat sak. Die eerste een is die swaar kry waarvan jy vroeër gepraat het, is sien ek as voorbereiding vir dit wat kom. God berei ons voor om te waardeer wanneer dinge beter gaan. Dat jy dit nie van selfsprekend aanvaar en sê maar I'm entitled to. Ja, ons Want gaan ons nou oor is nie. entitlement praat. Ja. En die tweede een is, dis my grootte maakie saakie. Dis die God wat binne my is, wat raak gesien moet word. Nee, Dis dit is. nie, my size doesn't matter. Dis al wat Nee, ek wil sê. ek hoor jou, daai my size is ook 'n goeie verstaan dat die grootte van die God in my. Ek wil eintlik vir julle sê, my persoonlike oortuiging oor die sameloop van omstandighede in die lewe, is dat ek dink nie die Here gaan dit, as hy alles gebruik om ons by hom uit te kry, waarom sal hy dit wegvat? Hierdie laaste ruk is ek ook maar met omstandighede en met daai kind wat dood is en al daai goeders, is ek diep in wroeging met dit en besef toe op die ou einde van die dag, maar as daar niks is wat ons kan skei van die Here nie, dan beteken dit die dinge wat in die lewe gebeur kan twee kante toe gaan. Nader na God of weg van God. En solank as wat daar 'n opsie is vir nader na God, dan is alle omstandighede die moeite werd. Nie noodwendig maklik nie, maar kan alles die moeite werd wees. Okay, Andrei, lyk my jy wil nog ietsie sê, bitter graag en dan moet ons aangaan. Ja, dankie. Ek hoor jy sê met einde, maar ek wil tog net sê, ek het die hele gedagte wat jy genoem het dat die sukses van ons werk in die koninkryk hang nie van ons af nie, maar dis God wat dit doen. Ek dink as ek net persoonlik kan deel, vir baie jare was my bediening en my roeping was vir my sentraal gewees. En ek het gevroeg en gesweet daarmee om iets daarmee te kom. Tot 'n punt wat daar goed gebeur het en ek basies my bediening verloor het, as ek dit nou so kan stel, maar op 'n punt moes kom wat ek net sê, Here, maar hierso, vat dit terug. Dis nou nie meer my bediening nie, dis nou nie meer my roeping nie, dis u bediening. En ja, dit is moeilik, ek weet, dit is moeilik om terug te staan, veral as jy geglo het, dit is jou hele lewe, jy glo jy het 'n lewensroeping, en skielik moet jy sê, maar Here, hierso, vat dit nou maar terug en laat u wil geskied. Maar en dan nog steeds om die voorreg te hê dat die Here jou nog steeds gebruik. Ja. En jou nog steeds dan in sy bediening gebruik en in sy roeping gebruik. Maar net daai elke nou wat jy terugvat, maar ook die vrede wat jy kan hê om te sê, maar weet jy, al voel dit vir my ek het misluk deur al die jare. Dis die Here se werk. En hy sal op sy tyd laat gebeur wat moet gebeur. Dit is wat vir my, ek dink daai punt het dit vir my uitgestaan, dankie.
Verskriklik dankie en verskriklik dankie dat jy dit deel. Ek sê weer, hierdie is 'n plek waar ons met sulke brose stukkies vorendag kom dat ook wanneer ons dink ons is besig met die mees opregste ding wat ons kan en dat mens dan nou so amper half uitgevang word of dan nou dit verloor en te sê maar Here, ek het niks gedoen om dit te verloor. En die punt eintlik is maar die bedoeling is ek wil by jou wees. Ek wil nie jy moet by alles anders wees nie en hoe mense dan weer terugkry. So Andrei, verskriklik dankie. Vir mense in die bediening is dit ook belangrik om op die ou einde van die dag nie te dink hulle vat God se bediening oor nie. Nou lyk my nou gesels julle lekker. Gerald, wat sê jy vir ons? Ek hoop almal kan my lekker hoor. Ons hoor vir jou meneer. Goeienaand almal. Ja, julle, ek is diensleraar hier by Oudtshoorn Moedergemeente. Wat vir my vinnig na die hart gebring het is die feit dat jy gesê het dat hierdie boek praat oor alles wat rondom ons aangaan, dis ons besigheid. Dit moet ons raak. En ons wat in die bediening staan, het hierdie maklike manier van dominee wees, manier van hoe kan 'n mens dit nou noem, die manier van woorddraer wees. En ja, dit was vir my nou so mooi. Ons is so ons gelowiges, kyk die omstandighede waarin ons is, of die ongemaklike omstandighede waarin ons soms bevind, so maklik mis vir gerieflikheidshalwe dat dit wat daar gebeur, en ek is iemand wat gesteld is op barmhartigheid, het iets gebeur in Oudtshoorn waar mense, straatkinders aangerand het, en ja, 'n mens kan dit van twee kante afkyk, en ons almal sal nou altyd ook verstaan dat hierdie was blanke persone wat breinstraatkinders of pak gegee het, want ek noem dit as pak gee. En as die rolle reverse was, as daardie kinders deur een van ons pak gegee was hierdie ding nooit op social media nie. So, maar my ding is dat ons wat in diens staan vir die Here, diensknegte is van die Here, moet nie buite ons gemaksone of binne ons gemaksone bly nie, en dit is waar ek nou vir myself sien en vind, want soms is dit so moeilik om te gaan interview in hierdie uitdagings wat nou tans hier by ons tans gebeur, want in die area waar ek ook bly, gaan dit moeilik. Hierdie kinders is ongeskik, hierdie kinders sien kans vir jou, en jy kom maklik in die moeilikheid. So, en dit is hoekom ek praktiese teologie doen. As ek wil prakties dit wat ek leer, wil ek toepas in wherever ek beweeg, nie net waar ek bedien nie, want ek is in 'n NG Kerk, ek is in 'n ander cultural bediening, waarvan ek nie gewoond was nie. Ek is nou steeds so 2 jaar in die bediening, so dit het nou eintlik vir my regtig in my hart gevat dat dit wat buite gebeur, buite ons gemaksone, is deel van ons, en ons moet tog dan maar tog uit ons gemaksone in beweeg, in daardie sone in, om te kan help sover ons kan. Gerald, baie dankie. Ja, dames en here, hoor, dit moet ons raak. Ons kan nie alles oplos nie, verseker nie, maar dit moet ons raak. Ons kan nêrens op 'n plek kom waar ons na iets kyk wat nie in die koninkryk is en jy net sê, ag, dit het nie met my dit niks met my te doen nie. Ons kan nie daar kom nie, nê, want as dit God raak, dan raak dit ons ook. So Gerald, dankie dat jy bietjie vir ons prakties verduidelik het hoe dit kan uitspeel in 'n gemeenskap. Die volgende hoofstuk gaan bietjie oor sagmoedigheid en wat dit beteken, en die skrywer maak dan sagmoedigheid
eintlik as hy noem dit 'n salad, nou dink ek eers ek wil nou nie oor slaai praat vanaand nie, maar potjie kos klink net vir my 'n bietjie beter as 'n slaaitjie, maar sagmoedigheid, wanneer ons in sagmoedigheid groei en in sagmoedigheid leef, dan is daar hierdie 3 goed, dis geduld en vriendelikheid en selfbeheersing. En soos hy met ons deur hierdie 3 temas werk om agter te kom, maar dit is hoe sagmoedigheid lyk. Hoop ek is dit vir julle net so iets interessant soos wat dit vir my was. Nou, julle, ek is 'n man, nê? Nou sien ek hierso's mense wat chats en as daar nou iets benoud is in die chat, sê tog net vir my stryd, want ek kan nie die chat dophou en praat en oor die diensleraar, ja, op hierdie stadium het hulle nog nie 'n lekker naam nie, so dis maar service minister en ja, okay, nee, maar lyk vir my julle kan multitask want julle luister na my en praat ander goed, so wel dan. Okay. So die hele gedagte van om sagmoedig te wees, begin hy by hierdie ding van selfbeheersing, julle, en dit is so 'n mooi aksiespunt na wat daar buite is, dat ek sien ek het net 'n halfuur oor, maar ja, ek sal vir jou lank met hierdie besig hou. So hoor net hier, selfbeheersing is die gepaste toepassing van begeerte oor 'n langer tydskaal, né? So daai ding van ek is nie uitverkoop aan instant gratification nie, so ek kan wag dat dit wat beloof is kom. Maar wanneer jy op hierdie manier soek na dinge in die lewe, soek jy op 'n sagmoedige manier, want selfbeheersing is dan die vermoë wat jy het om te keer dat jy nie dadelik gryp na dit wat jy wil hê nie. Maar selfs dit so hoog te ag, dat jy jou nie daaraan vergryp nie. Selfbeheersing is wanneer ek na iets kan kyk wat ek graag wil hê, en dit so ag, dat ek nie die mag vat om dit te gryp wanneer ek kan, maar om dit groot genoeg te kan waardeer, om te sê, nee, maar ek los jou vir die toekoms. En hierdie is 'n verskriklike ding, julle sal nou sien, hy gebruik dit in die hele gedagte van die huwelik, maar dis nou tipies iets soos, wanneer twee nou uitgaan met mekaar. Om te sê, maar weet jy wat, ek het soveel agting vir dit, wat ek na toe uitsien. Ek het nou 'n kans om dit te gryp, maar ek sal nie. Want ek koester die feit dat ek dit mag hê, te hoog, al is dit eers later. Hierdie selfbeheersing, en dis een van julle gesprekke wat julle moet doen, bring ons by 'n dubbel seën, en dit is iewers hier in die stuk, maar ek wil dit nou vir julle sê, want dit is vir my so cool. Hierdie dubbel seën sê, ons het die voorreg van hierdie belofte wat kom, né? Man, ek steek nie vir myself my hand op nie, sit neer jou hand. Ek het hierdie belofte wat kom, hierdie ongelooflike voorreg van hierdie belofte wat kom, en dan, en wat ons maar kan weet, dit is op pad. En ek het die seën, dat ek ook nou die meeste kan maak van dit wat ek nou ontvang het, al het ek dit nie verwag nie. Hoor mooi, jy het die seëning om te weet, hey man, ek gaan eendag met hierdie girl trou, en dan kan ons 'n huwelik hê. Maar terwyl dit nog nie is nie, het ek ook nou die seën van wat dit beteken om saam met haar, of saam met hom, 'n lewe te ontwikkel, en 'n beleefde realiteit te hê, wat verskriklik mooi is en kosbaar is op ander maniere. So in sagmoedigheid, waarin selfbeheersing, geduld en vriendelikheid lê, is hierdie hele gedagte van 'n dubbel seën. Julle sal sien in die middelste paragraaf. So geduld ontwikkel vanuit die idee dat dit wat voorlê vervulling sal bring, né? Dis hoekom ons geduldig is. Want it's gonna be good, né? Ons wag vir dit en jy spaar vir dit, en want dis hierdie ultimate ding. En indien die bevrediging verkry sal word, is daar geen rede om die huidige te ruïneer net omdat dit nog nie ooreenstem met die toekoms nie. Moet nie so die toekoms begeer dat jy die onmiddellike verpletter
misloop, ignoreer en so onvergenoeg is net omdat dit nie lyk soos die toekoms wat wel sal kom nie. Nou dames en here, ek kan nie vir julle vertel hoeveel jong predikante in hierdie strik trap nie, want hulle wil almal nou al gesoute dominees wees. So hulle steek hulle hande op vir die vreemdste goed en dring hulle in op vergaderings en vat goed aan wat hulle nog nie moet aanvat nie, net oor hierdie ek kan dit so sien as hierdie dominees dit doen, dit is fantasties, dit sal kom. Maar moenie die huidige plek, en ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld gee, maar moenie die huidige plek van waar jy is verloor, omdat dit nie lyk soos die toekoms nie. So ek sien vandag die eerstejaars, ek nou vir julle gesê, en na laas jaar vra ek elke keer vir die eerstejaars, wie van julle werk al by die kerk, en gelukkig hierdie rond is daar net 2. Want hierdie eerstejaars is so opgewonde om by die kerk te werk en deel te wees van wat kerk is en hoe kerk gebeur, dat van die kerke hulle reeds insluk met 'n werkslas, soos wat iemand sal hê wat permanent in diens geneem word. Van die kerke skep selfs vir hulle permanente diens. En dan is daai mense so besig en hulle dra so groot las, dat hulle hier teen hulle 4de jaar kom en sê, ek wil weg, ek wil uit, ek wil glad nie met kerk iets te doen hê nie. Dames en here, moet nie die huidige verrenoveer, omdat dit nie lyk soos die toekomstige bevrediging wat jy weet sal kom nie. Die Here kom net tot sy eie reg, wanneer jy met geduld die toekoms in afwagting ontvang en uitsien, maar ook die hede ontgin vir wat dit is. En daarin daai dubbel seën, die geskenk van die hede, 1, en die aanbreek van die toekomstige belofte, 2. En dit is verskriklik kosbaar. So om 'n sagmoedige mens te wees en in sagmoedigheid te handel, is om heeltyd hierdie spanning in jou kop lewendig te hou. Dit wat kom sal op die regte tyd kom, so ek gaan daardeur geseën wees, maar daarom mis ek nie nou wat hier is, want dit kan ek ook geniet as 'n geseën wat gegee is. Want die feit dat ek dit nie gesoek het nie, maar dit wel ontvang het, maak dit 'n ongelooflike gift. Jy gaan nie die gift van jou teenwoordigheid kan raak sien, as jy heeltyd ontevrede is, omdat dit nie lyk soos die toekoms wat jy op hoop na jou toe sal kom nie. So as jy uit hierdie hoofstuk net dit onthou, toe ek dit vandag weer lees, dit is al wat ek wil onthou. Geniet die Here vir die gift wat dit is, omdat die toekoms met sy verwagting sal kom, en dit ook goed sal wees. Wanneer daar nie met sagmoedigheid gewag word nie, maar in desperaatheid, dan gaan desperaatheid oor in aanspraak, analyse, entitlement, en aanspraak gaan later oor na eise. En mense, julle ken sulke dominees, julle ken sulke jeugwerkers, julle ken sulke mense wat net heeltyd eise stel aan die kerkraad, eise stel aan kollegas, want ander mense moet vir hulle toekoms laat realiseer. Daai desperaatheid is 'n plek waar ons net gedien word met die uitkoms en nie met die intrinsieke waarde nie. Wat later gebeur is sagmoedigheid verdwyn en jy kry 'n harde persoon wat anti die kerk, man op die ou ene van die dag anti alles is, maar hulle bly in die kerk want dis al wat hulle weet wat om te doen, hoe om dit te doen. Hulle bly werk, hulle bly as 'n dominee, maar dis vir niemand goed nie. En daai is iets wat ons behoort eintlik te betreur. Maar om te volhou, of om te volhard in die sagmoedigheid, in hierdie sagmoedige geduld, gee aanleiding tot 'n baie dieper vlak van teerheid. Sodat dit wat ons vandag in ons hande ontvang, iets is wat opreg in die genade van die Here ontvang word.
en nie as vanselfsprekend ervaar word nie, of iets wat jou tyd mors, of iets wat net te veel is, of net sommer dat ek dit net klaar kry en aangaan. En daar's Graham se voorbeeld van hierdie begrafnis, hierdie mense wat jy moet mee praat oor die dood. As jy net by die opstanding is, wat ons mos nou glo gebeur, maar dan gaan jy hulle oomblik van rou en van die dood misloop. En dan gaan jy nie daar die heling kan begin sodat hulle die opstanding kan ontvang. Daarom is dit nodig om hierdie dubbel geseën te verstaan en om hierin te leef. Dit is my profound. Dieselfde kan ook van vriendelikheid gesê word. Vriendelikheid is die hantering van mense buite jou sirkel, as mense binne jou sirkel, en wanneer jy dan nou hierdie vriendelikheid aan hulle aangee, kweek dit nou meer, en dit kweek jou om 'n baie teerheid teenoor mense te hê. As jy nie met hierdie vriendelikheid leef nie, dan word alle mense buite jou sirkel word vyande. En jy is agterdogtig oor hulle. En dis dan wanneer kollegas begin om mekaar verdag te maak. Die sagmoedigheid van vriendelikheid wat mense innooi, is dit wat ons ook bietjie keer, om nie in wreedheid te verval nie. Lees bietjie hierdie stelling saam met my. Sagmoedigheid wat ontstaan vanuit nederigheid, verstaan ons onbeholpenheid om in te spring in situasies van ander. Hierdie ding wat hy wil sê, dan moet dit dubbel ons wees, is, laat ons nou nie vir mekaar lieg nie, maar partykeer move ons in met 'n goeie hart, sonder dat ons daar hoort. Ons klim in situasies in mense se seer in mense se lewens in, sonder dat ons presies weet wat daar aangaan, sonder dat ons besef wat hulle nood is, en ons maak soms meer skade daar. En in sagmoedigheid verstaan ons dat ons nie net moet inmission in hierdie plekke in nie. Maar sagmoedigheid vra vir ons, is daar 'n uitnodiging? Hoe kan dit teer en vriendelik en geduldig benader word? En dat ons baie keer ons eie motiewe baie mooi voor oë moet hou. So, daar's 'n verskriklike waardevolle ding in die narratiewe berading, is dat jy nie te nuuskierig moet wees nie. Want ons sal partykeer uitvra oor 'n insident wat gebeur het in iemand se lewe, baie verder as wat nodig is om hulle te help, omdat dit ons eie nuuskierigheid gaan dien. So ek en jy moet bietjie weet dat as ons as sagmoedige mense lewe, dan is ons nederig genoeg om te verstaan dat ons baie keer in hardloop waar ons nie ingenooi word nie. En dat ons bietjie daarvoor sensitief moet wees. En dis nog steeds met mooi motiewe, onthou dis niks leliks nie, maar dis baie keer omdat ons dink ons weet wat reg is vir die situasie. En nie wag vir die uitnodiging, sodat die Here binne in die situasie deur ons kan bring wat nodig is nie. So ek sê weer, sagmoedigheid ontstaan vanuit die nederige verstaan dat ons onsself baie keer inwurm wanneer ons dink ons motiewe is rein en dit hoor daar. Dames en here, ons is nie die antwoord vir almal nie. Ons idees is nie noodwendig die koninkryksverhelderende oomblikke soos ons dink nie, en dit beteken nie jy moet nie saamspeel. Hierdie beteken net jy moet jou grootte ken. Jy moet jou grootte ken en daarin gaan
wanneer jy daartoe uitgenooi word. Dis 'n lewe van sagmoedigheid. Ons kan baie vinnig raad gee. Ons kan baie vinnig, nou die dag sê iemand weer, "Yes, hulle aandiensgetalle neem af," en ek dadelik daaroor, en het julle al dit getraai en dit getraai, na die tyd besef ek, dit was nie die punt nie. Natuurlik het hulle al alles probeer, man. Hulle ken daai triks meer as ek. So deel van die sagmoedigheid is om ook bietjie te sê, wow, voor jy in mission en skade veroorsaak. En dan sluit ou Samuel af wat sê, okay, hoe moet ons bietjie dink oor sagmoedigheid aan ander, heel eers as 'n geskenk, né? Jou geskenk aan ander mense in sagmoedigheid is wanneer jy by ander mense teenwoordig is en nie dadelik vir hulle raad gee nie. Wanneer jy met hulle empatie deel en nie dadelik vir hulle oplossing gee of hulle uit die situasie uithaal nie. So wanneer ons in sagmoedigheid leef, dan lewe ons as geskenke vir ons medemens in teenwoordigheid en in aandag. Dis die grootste geskenk wat jy vir iemand kan gee, is jou teenwoordigheid en jou aandag. Dit is hoe 'n sagmoedige mens lyk, want ewe skielik is jy geduldig, ewe skielik is jy vriendelik. Sagmoedigheid is ook spaarsamig met die oordeel en vergelding. Moenie te vinnig jou eie opinie gee nie. Moenie so vinnig 'n ding opsom en vry wees om ander se standpunte of se situasies deur jou lens te bekyk nie. Want kort voor lank keer dit terug na jou toe. En dit maak jou meer bejammerenswaardig as die persoon vir wie jy die raad gegee het. So 'n sagmoedige mens is spaarsamig met sy oordeel en met sy raad en sodat dit nie verkeerd terugkeer nie. Sagmoedige mense is vrygewig van hart. En daarom die volgende: eerder sagmoedig as bitter. Eerder empaties as woedend. En eerder begrip as oordeel. Ons oefen om in dit te leef. Om eerder in begrip as in oordeel te leef. Om eerder in empatie te leef as in woede. En om eerder in sagmoedigheid te leef as in bitterheid. Maar hier is die laaste een. Ons laat toe dat die Here ons transformeer na al hoe meer sagmoedig, al hoe meer empaties, met al hoe meer begrip. So jy kan dit nie net weet nie, jy kan dit nie net aanleer nie. Jy laat toe dat die toestand van jou bestaan al hoe meer na daardie eienskappe gevorm word. Ag nee, daai is 'n ou skyfie. So dames en here, ek wil graag vir jou vra dat jy gou vir 'n oomblik net so by jouself sit en dink oor wat beteken dit om sagmoedig te wees en wat is die groot uitnodiging wat jy van die Here kry in die hele gedagte van, maar as jy sagmoedig is, dan gaan jy iemand wees wat met selfbeheersing leef. Jy gaan iemand wees wat vriendelik is en iemand wees wat geduldig is. Want daai eienskappe maak die lewe sag. En dit is wat mense nodig het. Dit is wat mense baie keer na toe uitsien. En wat hulle graag op die ou ende van die dag moet doen. Johanet, ek luister graag na jou nadat jy daai sluk water gevat het. Dan gaan jy ongelooflike wyse goed vir ons sê. Ek weet nie wat jy wil hê ek moet sê nie, maar ek voel jy het gesê dit iets groei in jou en dit is nie goed wat jy aan kan werk nie, maar ek voel tog daar's 'n mate van
Hey, dink 'n bietjie voor jy praat en luister en 'n oefening om jouself bewus te maak van waarmee is jy nou besig vir myself. Ek moenie jy sê Daar's nie, hy. moet sê ek. Ja, nee, ek kan toegee, inoefen kan gebeur wanneer jy toelaat dat daardie ding alreeds binne in jou ontkiem het, né? Maar jy gaan nie dit voortbring uit wie jy is nie. As dit nie 'n God geïnisieerde is nie, dan en daarom is hierdie oorgawe aan God en hierdie verstaan jou grootte en weet in wat se verhouding jy met hom staan, die vertrekpunt van dit is. So ek gee jou heeltemal die te kenne en maar dat mense dit kan inoefen, maar omdat dit 'n goddelike geïnisieerde geleentheid is. Sien kyk hoe slim goed sê jy. Janine, Ja, so as ek dink aan sagmoedigheid in my persoonlike ervaring, ek is nou al vir 'n hele paar jaar deel van uitreike. Ek is mal oor uitreike. Dit is definitief 'n baie groot passie van my. En ek dink regtig net om weer eens is daai sagmoedigheid om aanhou vriendelik te wees en om daai selfbeheersing te hê. En om ook natuurlik net geduldig te wees. En 'n mens leer dit aan want deure werk so deur 'n mens en weer eens Here is in die middelpunt. Jy weet, mens werk net, die Here werk net so deur 'n mens, ook veral op 'n uitreik. Mens kan dit nie beskryf nie. Ons het nou verlede jaar toe was ons op 'n Calvinia uitreik gewees en dit was ook vir my die grootste seën gewees. Dit was my tweede Calvinia uitreik. En toe vir my matriekvakansie, toe het ek en 'n tannie wat nou deel vorm van die uitreik en al sy reël dit en alles. En 'n ander vriendin, toe het ons vir ons matriekvakansie, toe gaan ons op 'n uitreik. Toe het ons van Prins Albert, Calvinia, Lambertsbaai, Sint Helena, Paternoster, Kaapstad, ons het oral. Toe het ons net lekker gaan uitreik en ek was by Wellington ook gewees. En ja, dit was regtig net vir my so spesiaal en net so 'n geseënde tyd gewees en ek kon regtig net nie vir 'n beter vakansie gevra het nie. So ja, ek dink regtig net ja, uitreik is vir my ja, iets wat definitief baie na my hart lê. dankie en sagmoedigheid is die key, nê, want anders dan gaan jy in 'n uitreik in en maak asof jy die Here is wat soontoe gestuur is. Madeli sê vir my, wat se wysheid het jy vir ons? Hallo Wikus, baie As hy. dankie vir die geleentheid. Ekskuus ek nou gesukkel vir 'n oomblik. Maar iets wat ek die afgelope klompie maande werklik besef het vir myself is dat ek eerstens die sagmoedigheid van die Here ontvang. Ek ontvang eerste dat die Here sagmoedig is teenoor my en vanuit dit kan ek leer om sagmoedig te wees. Ek dink baie van ons, veral ek ook as gelowige, weet nog altyd wat ek behoort te doen om ander te kan dien en ander te kan lief hê. En naderhand word dit nogals 'n groot uitdaging omdat ons so baie op onsself laai. Maar hoe wonderlik dat die Here eintlik sy sagmoedigheid aan ons eerste kom gee het. En daai herinnering om dit vir onsself werklik te ken, word dan die bron waaruit ons eintlik kan leef. Brilliant. Ek dink ons moet vir mekaar dit sê dat ons niks kan aangee wat nie ontvang word en dat ons regtig oor hierdie dinge so moet dink, Marley, jy's heeltemal reg. En as ons sien hoe God, behalwe dat toe Jesus hier was, hy dit gedoen het, maar hoe die Here selfbeheersing toepas om ons nie te wipe nie, hoe hy geduld met ons het, keer na keer en hy in vriendelikheid tot ons nader en nie hierdie kwaai pa is nie, dan behoort mens nie anders met die wêreld rondom ons om te gaan. Jy's heeltemal reg. Johan, Johan Dreyer, sê vir my. Goeienaand julle. Lekker. Hoor hierso, ek wil net eersins vir Jakobus sê, dat ek is 'n ambagsman. En deel van my storie, ek het op die myn gewerk en in 2017 toe ek myself in Jesus vasloop, toe het ek mos nou daand ook gesê mense is nou baie vurig en so, maar ek het baie geworstel met myself. Ek weet so net op 'n stadium met ons dominee
so 'n rugsakkie gemaak en hy het gesê ons moet ietsie neerskryf wat ons vir die Here wil gee, wat hy moet vir ons help mee. En voor ek nou daarby kom, toe kom Lenet Beer, ek weet nie of van julle haar ken nie, dis 'n baie oulike vroutjie, sy het 'n boek geskryf en sy kom gee kursus daar by die kerk van die verskillende persoonlikhede, rooi, geel, pink en blou, kan nie onthou wat die kleure is nie, maar groen en so. En wat vir my so fantasties is dat die Here kan 'n reguit hou slaat al is dit met 'n kromstok. En al het ek nie 'n pastorale stem of ek het nie tak nie, maar dit het daar uitgekom dat solank jy van die platform van lig af werk met jou persoonlikheid, dan kan jy nie verkeerd gaan nie. Dit is daar van daai platform af wat 'n mens daai sagmoedigheid kry en geduld en selfbeheersing. Maar om terug te kom na die rugsakkie toe want dit het omtrent seker so 3 maande voordat sy gekom het ek op daai kaartjie het ek vir die Here gevra, hy moet my verander dat ek beter kan wees, want ek weet nie of hierdie man reg is om met die jeug te werk met dinkie wat jy sê en sulke goeie. So dis al wat ek met julle wou gedeel het. Johan, dankie. Nou, Jakobus, of ons ken hom as nie, hy is ook 'n ambagsman, so hy sal met jou resoneer oor dit wat jy nou gesê het, maar die mooi ding wat jy hiermee afgesluit het is dat daai rugsakkie eers gegaan het oor jou. Jy het nie in die rugsakkie ander moeilikheid gesit nie, jy het in die rugsakkie jouself gesit. En dit is om op die regte spot te begin. Jeanette, Annelies en dan JP. Dankie Wikus. Ek moet sê nou dat jy gepraat oor sagmoedigheid en geduld. Geduld is iets waaraan ek verskriklik kort kom, nie net met mense nie, en dit is iets wat ek bid, want ek besef nou dit is 'n vrug van die Gees, so dit kom net deur die Heilige Gees, maar ook wat jy nou vanaand gesê het is om te wag dat en te weet dat dit wat kom vervulling gaan bring. So en as jy nie weet wat gaan kom nie, om nog steeds te wag en te glo dit gaan vervulling bring, daai kan net van die Heilige Gees kom. Daai geduld vir my persoonlik kan net van die Heilige Gees kom, omdat jy moet wag, jy weet nie waarop jy wag nie, maar jy moet weet dat dit op die ouend vervulling gaan bring. So dit gaan nie deur myself gebeur nie, dit moet van die Heilige Gees afkom, en nou verstaan ek ook hoekom geduld een van die vrugte van die Gees is. Mooi, Jeanette, dankie. En terwyl mens die versekering het dit sal vervulling bring, kan jy ook die nou geniet. En mense, julle moenie die nou misloop nie, man. Ja, geniet die, nou gaan koop yskriem nou hierna of iets, maar behalwe as jy nou op een of ander plek bly sonder 'n McDonald's, né? Sorry vir jou, maar okay. Alright, Annelies. Ja, ek is al vir 35 jaar wat ek in die jeugbediening. En daar's 2 dinge wat ek geleer het. Nommer 1, jy moet 'n vel hê soos 'n krokodil, en 2, 'n hart soos 'n marshmallow. Ja. Jy moet kan nee sê. En jy moet daai geduld, daai pyltjies moet maar kom, maar jy moet kan humble bly. En jou hart soos 'n marshmallow is daai sagmoedigheid, daai omgee. Jy is so lelik wees soos 'n krokodil nie, maar jy moet dikveilig wees. Nee, dames en here, presies, né? So sagmoedigheid kan ook deur die wêreld verinneweer word, sodat so dis baie mooi om daaroor te dink en te sê hoe gaan mens met dit veilig om? Want dis nie iets wat jy net daar buite gooi en vir die varke en toelaat dat die wêreld daarmee maak nie, want dit is 'n koninkryks juweel, man. Mens moet baie mooi met dit omgaan. JP, ek luister vir jou. Ja, ek dink jy leer om sagmoedigheid baie vinnig aan as jy op 'n ongelukstoneel kom en is 34 Hells Angels en een van hulle maats is sopas dood. Ons het 'n paar van daai gevalle gehad en ek het geleer. As jy nie by Vader se hart teen jou oor teen sy bors gaan druk om sy hart te hoor nie, dan verstaan en jy hoor nie daai sagmoedigheid nie. Ons loop baie keer in by 'n plek waar ek glo nie die HAT het daai woorde bestaan nie,
maar om cool en kalm te bly en hulle het altyd die paramedikuste gesê it's the ministry of presence, want as ons opdaag dan raak dit net kalm. En om net daar te wees en ek glo dit is dit wat deur 'n ou vloei, is nie wie jy is nie, is wie ons dien wat dan deur jou werk in daai gee van omgee en ook huil saam met mense. Ek meen Jesus was hartseer toe Lazarus dood is. My seun is vandag 18 jaar oud, 18 jaar terug, die dag voor sy geboorte word ek gebel na ongevalle toe ek instap, toe sê die dokter I'm calling time, seentjie van 5 jaar oud wat verdrink het en hy het gesê ek hou aan tot jy kom. En om daai mamma te kan vashou en ook vir haar te sê ek voel jou pyn. Ek het nie woorde vir jou nie, maar ek voel jou pyn. En om net daai drukkie te wees en daai glimlag te wees om te sê ek sien jy kry swaar, kan ek iets vir jou doen? Kan ek daar wees vir jou? Ja, en soms moet ons terugstaan want soms kry ons pak slaag. Ek is al 'n paar keer pak slaag gegee en dis nie altyd die maklikste nie. Almal is Christene of sogenaamde mense wat Jesus volg nie. Ons is almal maar undercover ook. Maar dit is vir my 'n voorreg gewees en ek dink in die laaste 21 jaar wat ek dit doen om my hart te kan wees vir 'n stuk in wêreld waar baie mense nie kom nie en baie mense dit nie sien nie. Is dit absoluut 'n voorreg om daai hande en voete te kan wees op 'n plek waar absoluut growwe sout is. Baie dankie vir vanaand. Dit het regtig met my 'n bietjie gesels en so 'n bietjie terugflitse gehad van goed wat ek al beleef het en ek was ook al lippe teen die klippe. Ek dink ek het ook gehardloop in plaas van om terug te staan en net te sê goed Here, ek ervaar nou, ek gaan nog nie gryp nie, maar ek het al gegryp en ek was lippe teen die klippe, maar dankie vir genade het ek opgestaan en ek het geleer om te wag en absolute journey. Hierdie jaar is my journey jaar. So ek journey saam met julle en saam met die Here. JP, baie dankie. Mense en Johan Pretorius, ons is nou by jou. Ek wil regtig vir julle sê, dankie dat julle bereid is om stukkies van hierdie te deel. Want dit is wat ons as gelowiges innooi en deurneem. So baie dankie. Johan, ons luister gou na jou. Sy, goeienaand. So ja, sagmoedigheid, ek wil saamstem met Johan net, dis iets wat geleer kan word. Ek dink my mentor gebruik gereeld die analogy van jy moet connected wees aan hoofkantoor. En ek dink is vanuit dit wat dit uitsprei en God gee vir ons hierdie geleenthede om sagmoedig op te tree. Ek dink in my eie lewe nou en dis 'n les wat ek moes geleer het en dis ook weer waar ek ingehardloop het, waar ek dalk eers 'n oomblik moes gesit en luister het. 'n Goeie vriend van my wie se ma met kanker gediagnoseer is in die laaste paar maande en ja, dis 'n baie traumatiese ervaring vir hom en die manier om net om hom op te tree, dis soms moeilik want jy voel jy wil iets vir hom sê en jy wil vir hom help en jy wil hom lei op 'n regte pad, maar soms is jy net nie die persoon vir dit nie en ek dink dit is half ook wat jy gesê het Wikus, om te weet waar jy uitgenooi word om te help. Soms kom hy na my toe en dan weet ek hier is nie die gesprek wat ek nou met hom moet hê nie, maar dan sê daai hy nooi my nou uit om te kom, maar hoe moet ek nou reageer en ek het nie die antwoorde nie. So sagmoedigheid dink ek kom vanuit daai waarin is jy gekonnekt? Is jy gekonnekt aan hoofkantoor wat vir jou help en lei, wat God vir jou rigtingwysers gee van die gesprek wat jy nou moet lei, of net moet hê en wanneer jy moet luister. So ja, ek dink dit is ook met geleenthede wat ons dit leer. So in my lewe is dit nou met my vriend wie se ma kanker het. Dankie Johan, nee, dis absoluut. Mens leer dit en mens leer al hoe meer om fyn te onderskei. En dan wanneer die Here jou innooi in 'n gesprek en waar jy sê, "Jesus, maar Here, regtig nou ek met hierdie vriend," dan download jy teen 1 terabyte per sekonde dit wat die Here wil sê. En hy gee dit vir jou. Hy gee dit vir jou, so ek sal julle eendag bietjie vertel. Ek het al 2 sulke situasies gehad waar ek net gesê het, Here, as U nie nou direk deur my praat nie, het ek nie 'n klou wat om eers hier te sê nie. Maar Dion, kom ons sluit met jou af en dan wil ek net vir die ouens sê van die kuratorium van
van Transvaal of hier in die noorde. Ons gaan gou-gou so 'n bietjie agterbly vir 'n Q&A. As daar iets is wat jy wil vra, kan jy bly. As jy geen vrae of benoudhede het nie, dan kan jy gaan. Maar ons gaan so 'n bietjie saam met mekaar net gou-gou 'n paar goed uitsort. Yes, Dion. Ja, daar's so baie wat opkom as dit kom by sagmoedigheid en lankmoedigheid. Mens bid so maklik, Here maak mens, laat 'n mens meer sagmoedig en maar ek het byvoorbeeld die woord liefde het ek beter begin verstaan en dis hoekom ek vandag vir God en my vrou so lief is, want ek vergelyk dit met iemand wat baie geduld en verdraagsaamheid met my gehad het. En dan as jy nou by ander mense kom ook, dan begin jy dit vergelyk hoe die Here jou vergewe het. Ek het byvoorbeeld, ek dink Billy Graham se vrou het gesê, the greatest relationships are made up of the greatest forgivers. En ek dink een van die beste goed wat ek in my lewe geleer het is om empatie, ook less is more. En ek dink die grootste ding vir my is die sagmoedigheid vanaand my uitstaan ook weer eens, is om elke mens te respekteer. Want partykeer, jong, daar is maar nie partykeer 'n filter tussen 'n ou se brein en jou tong nie, of partykeer tussen jou hart en jou dade nie. Jy wil partykeer inspring en dan sê jy 'n boel in 'n China shop. So ja, jy het dit baie mooi verwoord. Baie dankie daarvoor, Wieke. So baie keer wat 'n ou dink en maar dit is nie altyd so in die praktyk so maklik nie, maar yes. Nee, dis glad nie. Ja, nee, dis glad nie en dis hoekom ek vanaand se storie so waardeer het, ouens, want dit gee vir ons clues hoe om in sulke situasies op te tree. So moet nooit ophou om dit te doen nie. Dion, verskriklik dankie. Dames en here, baie dankie. Ek hoop julle het 'n ongelooflike 2 weke wat voorlê. Julle sal nou die refleksievrae daar sien en mag dit sommer net met julle briljant gaan. So kom ons sê vir die Here dankie en dan is julle reg, die wat wil gaan kan gaan en dan met die res gesels ons gou-gou. Here, u goedheid en guns ken ons nie eers die omvang van nie. Maar Here, steeds hou u aan om dit vir ons vrylik te gee. En wanneer ons vandag hoor hoe u dit ook in sagmoedigheid doen, dan sê ons dankie Here. Dankie dat u presies weet hoe om met ons te werk. Mag elkeen wat hier is ook hierdie sagmoedigheid uitneem en uitdeel. Sodat soos Dion gesê het, elke ander ou kan hoor hulle is vergewe. Hulle het bestaanswaardigheid, want u ag hulle. Hoe kan ons enigsins minder? Amen. Adios, dames en here. Dankie Chris. Bly aand, lekker bly. Baie dankie, lekker aand. Lekker. Lekker slaap. Och, gaan gee julleself oor aan die nag. Okay, ek hoef seker nou nie ons gesprekkie op te neem nie, tensy julle bang is julle vergeet ietsie. Verkieslik nie. Ja.